Môre, nou is my aandag by julle. Julle, ons is bitter naby. Trust my as ek dit sê. Ons is naby aan die einde van die reeks van onderste bo. Ek weet ek sê dit nou al die laaste 3 keer wat ek preek, maar hierdie is die tweede laaste ene. En as die dinge nou uitwerk soos dit suppose is om uit te werk, of soos wat ons dink as Here dit nie kom verander nie, is die plan om hierdie jaar klaar te maak met die reeks. So, ons het julle het lank saam met my deurgestruggle, maar die einde is in sig. Indien jy geen idee het wat nou hier aangaan nie, ons die onderste bo reeks is 'n reeks oor die bergpredikasie. En dit is vir my so cool, Elna, toe jy kom praat, toe sit en maak ek nou eers notas. Want ek het nie noodwendig die hele reeks hier uitdruklik gesê nie, maar 'n groot gedeelte van die bergpredikasie gaan oor die koninkryk van God. Wat is die kultuur in die koninkryk van God? Wat is die karakter van 'n koninkrykskind in die koninkryk van God? En eintlik die hele stuk in die bergpredikasie gaan oor die koninkryk van God. En hier kom Elna vanoggend en sy praat oor kingdom power. En dit is wat Jesus eintlik in die hele stuk probeer sê is, elkeen van ons, as ons sy kinders is, wil hy dit sy kingdom power in en deur ons werk in die samelewing. En ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Dit is eintlik waar die hele reeks gaan. En vandag kom ons aan die einde, amper, volgende keer sal die einde wees. Maar in die prediking wat ons sien, is Jesus ook besig met sy slotsom. En hy is eintlik besig om te sê, weet jy, ek het baie goed gesê, klomp dinge gesê, maar vandag, hier en nou, word jy gekonfronteer met keuses. Wat gaan jy maak met dit wat jy gehoor het? En Jesus het spesifieke goed wat hy so noem en vra. En terwyl ek nou dink aan hierdie, toe besef ek, joh, maar weet jy, elke week sit ons hier en ons sit onder woord, en ons sit onder lering. Maar so gereeld hoor ons dit en ons doen niks nie. Wat doen ons met dit wat die Here vir ons sê? Want as ons glo die Here praat met ons, dan moet ons definitief ook reageer op dit wat Jesus vir ons sê. En ek was geweldig gekonfronteer, want ek sit net soos julle ook hier en luister. Ek weet nie wie van julle het al die voorreg gehad, of dit is 'n voorreg, maar dit is ook nogal partykeer 'n las om te dra om te preek, maar partykeer staan jy in preek, en soos wat jy begin preek, besef jy, die Here praat eintlik meer met my as met julle, want 3/4 van wat ek sê, het ek nie noodwendig voorberei nie, so nou sit en luister ek net so lekker vir wat die Here sê, maar hy doen dit deur my. Maar dan is die vraag, hoe reageer ek? Hoe reageer ek op dit wat ek gehoor het? En vandag sin is eintlik nog net die begin, volgende keer wanneer ek preek, raak baie vinnig, baie intens. Hoe om te reageer en wat gebeur as mens nie reageer nie. So ek wil begin deur vir jou te vra, wat doen ons met dit wat ons hoor die Here vir ons sê? Nou die dag toe Rian bedien het, het hy gestaan en hy het gevra, wat dink julle as Jesus vandag hier was, sou hy oor gepreek het, en daar was 'n lys van goed. En daar hele lys, die een ding wat my nogal net so vasgeruk het, was wat Magdrie gesê het, ons het die woord gehad van die Here, return to the heart of worship, maar waar staan ons ten opsigte van die woord? Het ons die woord gehoor en gereageer? Ons is nie hier om mekaar se tyd te mors nie. As die Here met ons praat, moet ons reageer. En ek wil nie vandag, hier is nie 'n condemnation story nie, niks nie. As die vyand jou probeer condemn, gooi dit weg. Maar daar is 'n erns. Klomp mense praat oor die erns en die dringendheid van die tyd waarin ons lewe. En as die Here praat, dan moet ons luister en ag slaan op dit wat die Here vir ons sê. So, in die slotsom, die stuk wat ons vandag gaan lees, Matteus 7 vers 13 tot 20, is daar eintlik 4 kontraste wat die Here noem, van nou tot die einde. Ons gaan vandag net na die eerste 2 kyk, maar daar is kontrasterende goed wat die Here noem, en wat eintlik mens laat met, waar val ek in hierdie storie? En die eerste een is, daar is 2 poorte met 2 paaie. Daar is 2 verskillende poorte met 2 verskillende paaie. Daar is 2 bome met 2 tipes vrug. En daar is al wat ons vandag gaan doen, so julle kan rustig wees, dit gaan vinnig en kragtig wees. Dan is daar 2 beweringe, wat 'n intense een is. En dan is daar 2 bouers, wat 2 verskillende fondasies het. En in elkeen van daai is Jesus eintlik besig om te vra, waar staan jy? Aan watse kant staan jy?
So, ek gaan wegspring, anders gaan ek nog lank hier so staan. So ons lees, ek gaan hom so opdeel, ons gaan eers net die eerste een wat gaan oor die 2 poorte en die 2 paaie. Ek wil hê ons moet dit saam lees en dan gaan ek net 'n paar dingetjies sê. So, Matteus 7 vers 13 sê, gaan deur die nou poort in. Nou die interessante ding, ek gaan myself nogal redelik onderbreek 'n paar keer. Die mense wat slim is in die Grieks verstaan, sê hierdie is 'n opdrag en is 'n ernstige opdrag wat die Here gee. Dit is enter, die Engels praat van enter. Gaan deur die nou poort. Dit is soos 'n uitskree, dit is 'n earnest en 'n ernstige kreet. Gaan in. Gaan deur die nou poort in. Want breed is die pad en wyd is die poort na die verderf, wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Hektiek. Jesus sê daar's 2 poorte. Die een poort lei op een plek en die ander poort lei op 'n ander plek. Die een poort is massive en klomp mense gaan daardeur, want dit is gemaklik en maklik. Die ander een is smal en moeilik. En weer eens, die slim mense sê, die breë pad is waar jy eintlik net ingee in al jou vleeslike goed, al jou vleeslike begeertes, jou selfsugtige begeertes, en jy lewe daai lewe eintlik maar net vir jouself en met jouself, en hier stap jy, en alles wat oor jou pad kom, wat nie noodwendig reg is nie, is okay met jou, en jy gaan maar net voort. Dit is maklik, want daar is geen sacrifice van enige iets op hierdie pad nie, jy loop net. Maar Jesus sê baie duidelik, daai pad wat wyd is en maklik is, het 'n einddestinasie. Die Engels praat van destruction. It will lead to destruction. Nou, ek wil nou nie vandag soos 'n doom and gloom klink nie, maar ek wil ook vir jou reguit sê dat dit is die uiteinde. Weer is daai destruction verwys na 'n ewigheid uit die teenwoordigheid van God verwyder. Dan kyk ons na die ander kant wat 'n moeilike pad is om te loop met 'n smal nou deur. Wat sê as jy hierdie pad loop, dit is moeilik en Jesus dra nie doekies om nie, hy sê dit sommer reguit vir ons. Hierdie is 'n moeilike pad, dit is moeilik. Maar die uiteinde van die pad is lewe. Wat kies jy? Die mense wat hierdie aangehoor het, baie van hulle sal die Torah baie goed ken en weet, daar is ons klomp verwysings van goed in die Ou Testament. Ek gaan nie deur hulle almal gaan nie, maar die een wat duidelik uitstaan is Deuteronomium 30 vers 19 en 20 wat ek net gou vinnig wil lees. Wat sê, vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die keuses wat jy gaan maak. Mag jy tog die lewe kies sodat jy en jou nageslag mag lewe. Om die Here jou God lief te hê, om te gehoorsaam en jou aan hom te verbind, bring vir jou die lewe. Dan sal jy lank bly lewe in die land wat die Here jou God gesweer het om aan jou voorouers Abraham, Isak en Jakob te gee. Ek gaan moet water drink, my mond was al droog nog voor ek begin praat het. So Jesus het eintlik in die Ou Testament was daar al gepraat van jy het 'n keuse. En Jesus reinforce hierdie deur te sê jy het 'n keuse. So vandag, ek luister partykeer as die mense wat ouer en wyser is as ek. So oom Piet sê altyd 3-punt preek, moet nie 3-punt preek. So vandag het ek 'n 3-punt preek, maar ek gaan eenetjie verder, ek gaan dit nog makliker maak. Ek het net 3 punte en al 3 begin met 'n D. So ek het 3 D's, ek het 3 D's. Die catch is though dis in Engels. Want in Afrikaans gaan dit net kwa. Klink net nie so kwaai soos 3D's nie. So ek mag daddy jokes maak want ek is 'n daddy maar niemand lag nie. Dis kwaai. Okay. Ja, kwa klink dan net nie so cool nie. Kwa. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar die eerste D, as nie dit nog nie gekry het nie, of die eerste K as in Afrikaans is kies. Jy het 'n keuse. You must decide. En ek het hierdie al gesê, maar deur nie 'n keuse te maak nie, is jy besig om 'n baie duidelike keuse te maak. Want deur nie te kies nie, is jy reguit besig om te stap op 'n baie breë pad wat baie lekker en gemaklik is.
En ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nie daai keuse gemaak het, en ons kom nou by hoe lyk die keuse en wat behels die keuse, maar as jy nog nie hierdie keuse gemaak het nie, wil ek vir jou sê, daar's 'n erns en 'n dringendheid van Jesus wat roep, wat praat, en wat eintlik, soos 'n pa wat kan sien sy kinders is besig om wild op distraction af te loop, is hy besig om te sê, kies die nou poort. En ek dink baie keer as mens dink aan hierdie, toe ek 'n Christen geraak het, was ek baie jonk, maar ek het ook al, weet jy lei mense na die Here, en baie keer vergeet ons, en ek dink, Stefan of iemand het daar gepraat en gesê, ons lei mense na die Here, maar ons vergeet om vir hulle te sê, hoe moeilik die pad is wat hulle moet loop. Want om die Here aan te neem, en om deur daai gate, daai poort te loop, beteken nie jou lewe gaan sonskyn, maan en rose wees nie. Inteendeel beteken dit, daar gaan heel waarskynlik persecution wees. Daar gaan heel waarskynlik pyn en seer nog steeds in jou lewe wees. Maar die verskil is, deur die pyn en die seer, deur die persecution, is jy nie meer alleen nie, want jy het Christus en die volheid van Christus, kingdom power, daai battery, binne in jou, wat vir jou die kans en die moontlikheid en die vermoë gee, om te midde van jou pyn, te midde van jou seer, te midde van jou trauma, te midde van wat ook al oor jou pad kom, het jy die vermoë om nog steeds te kan staan, en voort te bly loop op daai nou paadjie. That is kingdom. So, hoe kom ons hierdie poort in? Ek wil vir jou een ding sê, dis interessant, die pad is nou, en mens dink so aan die pad, maar hulle praat van die nou poort. Daar is nie plek vir bagasie om deur te gaan nie. Jy moet jou bagasie afgooi om deur daai poort te kan loop. En dan is die cool ding, eintlik is dit nie jy wat deur die poort loop nie. Kom ons lees saam, Johannes 10 vers 7 tot 11, sê Jesus, toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Jesus sê, ek is die deur. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie op hulle reageer nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Halleluja. Hy sal ingaan en uitgaan, groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het. Jesus sê, ek is die deur. En as jy deur my gaan, as jy deur my kom, dan kom ons by die lewe uit. Maar dit is net deur my. Ons kom nou by valse lering, en wie weet wat anders, maar daar is soveel kerke wat deesdae praat en sê, weet jy, man, alles is okay. As jy vir alle aanbid, dit is ook okay. Alles is okay. Dit is nie wat die woord sê nie. Daar's net een pad wat lei na lewe. En net soos wat die destruction, die ewigheid is verwyder van God, is die lewe 'n lewe in die teenwoordigheid van God vir ewig en altyd. Wat 'n pad kies jy? Ons kan net deur hierdie deur kom deur Jesus. Vers 11, ek is die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. En ek wil vir jou sê, hier is ons 'n voorbeeld gestel van hoe ons deur hierdie gate moet beweeg, deur hierdie poort. Dit gaan beteken dat ek en jy ons lewens moet neerlê. Want dit is al hoe ons deur die poort kan kom. Johannes 14 vers 4 tot 6, ook 'n baie bekende stuk. Hierdie is kort voor Jesus gekruisig word, en hy praat met sy disippels, en klomp het gesê, julle kan dit gaan lees, ek gaan nie nou in die hele storie ingaan nie. Julle weet mos waar, en ek gaan sê vir sy disippels, en hulle, en hoe om daar te kom. En Thomas sê vir Jesus, Here, ons weet nie waar hy gaan nie. Hoe kan ons dan die pad daarheen ken? En Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Hoor gou hierdie, niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Ek dink in prentjies en ek besef, ek kan nie deur daai poort loop nie. Die enigste manier hoe ek deur daai poort kom, as ons besef wat Johannes 15, net die volgende hoofstuk, werklik beteken. Jesus wat sê, ek is die wingerdstok, jy is die loot, jy is in my. Wie in my is, ek is in hom. So op die ouend is dit nie ek wat deur daai hek stap nie, want ek kan nie deur daai hek stap nie. Maar as ek in Christus is, dan is dit Christus wat met my deur daai hek stap. Verstaan julle? Dis al ons deur daai hek kom, nie uit my eie werke nie uit my eie goedjies en my dingetjies, ons het hier al honderde kere vir mekaar gesê.
Ek kan slegs deur hierdie hek kom, deur die werk wat Christus reeds gedoen het, dat ek in hom is en hy in my, dan dra hy my deur die poort. Anders pas ek nie. Is julle met my? Matteus 16 brei verder uit. En sê eintlik ook die pad is nie so maklik nie. Jesus het vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, ons ken hierdie, moet julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. 'n Moeilike pad. Maar dis die pad wat lei na lewe. Ons moet onsself prys gee, net soos wat Jesus die voorbeeld gestel het, deur homself prys te gee vir ons. Moet ons eie ek, my eie vleeslike dinge, moet ons eenkant neerlê, by die Here, by die kruis, sodat ons deur daai nou poort kan loop. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Kan julle hoor al hierdie goed wat so dieselfde is? Jy sal ware lewe kry, jy moet dit prys gee. Nou poort, moeilike pad. Ek wil weer sê, jy kan nie deur daai poort kom, as jy nie jou bagasie los nie. Ek gaan nou as ons tyd het meer hieroor praat, maar die een ding van jou bagasie, is die een versie wat ons die afgelope 2 jaar seker die meeste aangehaal het in hierdie gemeente, en dit is Romeine 12 vers 1 wat sê, present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. Dit is ons worship aan die Here. Die enigste manier ons deur daai nou poort kan kom, is myself neer te lê as 'n lewende offer. En dan net die volgende vers wat eintlik sê, wat Paulus presies sê, wat Jesus eintlik ook net gesê het, do not be conformed to the patterns of this world. Moenie wees soos almal daai hordes mense wat stap op die breë pad. Paulus sê moenie soos daai mense wees in die breë pad loop nie. Do not be conformed. Die Messiesvertaling sê moenie so maklik net inpas in jou kultuur sonder om te dink wat jy doen nie. My paraphrase. Ons is besig met ernstige dinge. Dit bly jou keuse. Maar daar is 'n uitroep vandag, as jy nog nie deur daai poort gestap het nie, is daar 'n uitroep van Jesus wat jou roep, wat klop. Julle kry die punt, die tweede D. Twee bome, twee soorte vrugte. Wees op julle hoede vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle toe kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeer. Julle, hierdie is 'n geweldige ernstige waarskuwing, en ek sal nou daarby kom. Maar dit is nog net so geldig vandag, soos wat dit was 2000 jaar terug. Want daar is wolwe, maar ons kom nou daarby. Wees op julle hoede, Engels praat van be on guard, be on guard, be on guard. En ons moet nie dink dat ons uit ons eie kan guard wees, en ons het die Here nodig om ons te help. So ons kom nou daarby. So vers 16 sê, aan hulle vrug sal julle hulle uitken. So hier is Jesus besig om te sê, weet jy, hulle lyk soos skape, so dit is nie maklik om net uit te ken nie, want hulle blend pretty much baie goed in, maar daar is 'n manier om hulle uit te ken, en hy sê, aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels, net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrug sal julle dus hulle uitken. Ons moet op ons hoede wees teen valse profete. Ek het dit al genoem, maar ek wil dit net weer vir julle noem. Wat is ons opdrag? Wees op julle hoede. Ons opdrag is nie om valse profete uit te kap en in die vuur te gooi nie. Dit is nie my werk nie, dit is nie jou werk nie. Ons moet op ons hoede wees, ons moet be on guard, ons moet hoor en sien, en ek kom nou by die D uit, maar daarso pas hy nou mooi in, ek sal hom sommer sê, discern. Maar dit is nie ons werk om mense en bedieninge uit te haal nie. En ek wil dit duidelik sê, dit bring op die ouend meer skade aan die koninkryk.
Maar ons het 'n geweldige verantwoordelikheid om te discern. En discernment is nie iets wat ek uit my eie krag, of uit my eie menswees, of uit my eie ek kan doen nie. Discernment is iets wat die Heilige Gees in ons doen, om te kan discern wie en wat is besig om nou te operate. Ons kan dit net doen deur die krag en die werk van die Heilige Gees. Maar julle, ons lewe in 'n tyd waar dit meer as ooit in my opinie nodig is om te discern. As jy social media oopmaak, is elke tweede post omtrent AI geskryf, wat mense like en share en dink, yes, dis cool, want ons steeds daar die mooi stories, en dan vat dit vir jou een Google om te sien, hierdie ding is nie waar nie, maar almal share dit, en net so gebeur die teenoorgestelde, 'n klomp AI goed wat goed generate, wat hulle post, dan dink hulle mense, ja, maar dan raak almal kwaad, want dit is slegte, negatiewe goed, en dan een Google search om agter te kom, hierdie is nie die waarheid nie, maar dit lok mense uit. Ons lewe in 'n tyd waar dit nog erger raak, want ons is nie meer net met goed wat niks met enigiets te doen het nie, dit kom in die geestelike wêreld en dit kom in kerke ook in, waar mense net klomp goed kan sê, sonder om accountable gehou te word vir dit wat hulle sê, en daarmee bedoel ek nie, dit is my en jou werk om hulle af te breek nie, daar moet strukture wees om dit te doen, nie my en jou werk nie, maar daar kom hierdie goed kom in, die kerk in. En weet julle wat doen die valse profete, en dit is hoekom dit so gevaarlik is, hulle staan voor die noupoort en point die hele tyd na die pad wat lekker lyk. Hulle is letterlik besig om mense uit die pad wat hulle eintlik wil stap te lei, en hulle te point na 'n pad wat makliker is. So daar's mense wat nie deur die hek stap nie, omdat hulle val vir valse lering en valse gemors wat die vyand oor praat. Be on guard. En dit raak meer, en dit raak meer, en dit raak meer. En daarom het ons meer en meer en meer nodig om in Christus te bly, sodat ons die moontlikheid kan hê om te kan discern, om op die smal pad en op die nou pad te bly lewe in absolute volheid en kingdom power. Is julle met my? So hoe ken ons hulle uit? Ek dink is op oppervlak is baie keer is dit baie maklik en dit lyk baie goed, of dit is baie moeilik, want die vrug lyk eintlik heel lekker, maar as jy hom byt, dan kom jy agter hy's plastic. Jy sal 'n valse profeet ken aan sy vrug. Wat is sy karakter? Hoe lyk sy verhoudinge met ander mense? Hoe lyk sy huissituasie? Jy kan vir 'n wyle goed fake en oulik lyk, maar ergens kom jou karakter altyd uit. En daarom wil ek nog 'n waarskuwing net hier ingooi, want as ons praat oor valse profete, dan is daar 'n hele generasie van mense, en daai generasie is nie eens ouderdomsverband meer nie, maar daar's 'n generasie van mense wat kerk toe gaan op YouTube en dink dit is kerk, maar jy mis uit op die grootste en die belangrikste ding van kerk, en dit is fellowship and community met fellow believers. Maar weet jy wat is die ander gevaarlike ding? Jy sit en kyk iemand wat jy nooit die vermoë het om sy vrug te sien nie. Want dit is baie maklik om voor 'n kamera te staan en vir 'n uur lank te fake, sonder dat jy weet hoe sy lewe werklik lyk. Dit is gevaarlik. Ek sê nie mens moet nooit YouTube kyk nie, ek sê nie mens moet nooit doen nie, die Here kan dit gebruik wonderlik, amen. Maar die oomblik as jy dit begin vervang en dink dit is kerk, dan is jy 'n lone ranger wat op jou eie staan op 'n baie gevaarlike plek. So frustrerend soos wat dit is om hier te wees, omdat ons baie keer lank praat en lank aanhou en al daai goed, is dit 'n stuk gemeente wees en 'n stuk familie wees. Familie is baie keer frustrerend. My ma irriteer my baie keer, sy kyk hierdie goed. So ek irriteer jou baie keer, ek is jammer. Deal with it. Maar dit is 'n veilige environment, dit is supposed om 'n veilige environment te wees. Hoor julle wat ek sê, hoor julle my hart. Ek is nou, ons moet discern, dis eintlik my punt. Petrus praat ook 'n bietjie oor valse leraars en valse profete. Hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk Israel, en so sal daar ook onder julle valse leraars kom. Hulle sal dwaalleer oor God insmokkel. So dit kom nie so altyd dat jy dit net dadelik kan sien nie, dis nie altyd obvious nie. Daarom het ons die Heilige Gees en discernment nodig, want hulle smokkel dit in. En die vyand kom smokkel die heeltyd dingetjies in, en hy probeer die heeltyd. En selfs draai teen die eienaar van hulle wat hulle gekoop het. So stadig maar seker draai dit eintlik ons gedagtes teen Jesus en teen
teen ons Vader. Hulle hoop om met hulle dwaalleer alles te vernietig, maar so bring hulle 'n skielike vernietiging oor hulle self. Weer eens nie my en jou werk om hulle vernietiging te bring nie, dis die Here se werk. En dan sê hy, baie mense sal agter hulle aan loop, die breë pad, op hulle wilde paaie, en hulle sal veroorsaak dat mense sleg praat van die enigste ware pad, wat Jesus is, die waarheid, die weg. In hulle gejaag na rykdom sal hulle julle uitbuit met stories wat hulle uit die duim suig. Maar hulle vonnis waarop God lankal besluit het, wag om uitgevoer te word. Ja, hulle vernietiging wag. Maar dit is in die hand van die Here, nie my en jou nie. Is julle met my? Ek wil hierdie stukkie net afsluit en vir jou sê, ons moet mooi onthou wat 'n paar stukkies versies voor hierdie gesê is. Jesus het gesê, ons moenie oordeel nie, haal eers die balk uit jou eie oog. So my vraag aan jou vandag is, voordat ons kom by die ander profete en wil gaan soek wie is die valse profete, wil ek vir jou vra, is dit wat by jou mond uitkom, waarheid? Ek wil vir jou vra, is dit wat jy leef, goeie gesonde vrug? As ons gewortel en gevestig is in die ware wynstok, sal die vrug wat uitkom goed wees. 'n Goeie vrug maak nie die boom goed nie. Dit is 'n teken dat die boom 'n gesonde boom is. En in dieselfde asem wil ek sê, en dit gaan klink asof ek myself contradict, maar ek wil hê julle moet hierdie hoor. Mense maak foute en ons moet genade hê vir mekaar om foute te maak. As iemand 'n fout maak, maak dit hom nie 'n valse profeet of 'n dwaalleraar nie. As iemand 'n fout maak en hy doen dit intentioneel en hy dink nie hy is verkeerd nie en hy hou aan om mense weg te wys van die ware pad, dan sit ons met iemand wat ek nader sal definieer as 'n valse profeet. Maar iemand wat staan en 'n fout maak, wat repent, wat tot inkeer kom, besef hy het verkeerd gedoen, is nie 'n valse profeet nie. Dis iemand wat maar net gestammel het en wat ons as mense moet weer optel en help. En as jy maar nie glo nie, Matteus 3 vers 8 tot 10 praat juis oor dit. Hy sê, so produce fruits that is consistent with repentance. Ekskuus dat ek dit in Engels lees. Maar daarso is 'n vrug wat gebore word as ons lewe in repentance. Dit is 'n gesonde, 'n goeie vrug as ons 'n lewe het van repentance wanneer ons iets verkeerd doen. Wat beteken dit? En dis hoekom ek die Amplified wil lees, want hy verduidelik dit. Hy sê, wat beteken daai repentance? It means demonstrating new behavior that proves a change of heart and a conscious decision to turn away from sin. En as daar iemand is wat hierdie attitude het, dan moet ons as liggaam so iemand embrace. As mens daai evidence kan sien, van daai vrug, van 'n persoon wat wegdraai, 180 grade wegloop van die nonsens. Is julle met my? And do not presume to say to yourself, as a defense, we have Abram for our father, so our inheritance assures us of salvation. For I say to you that from these stones, God is able to raise up children, descendants for Abraham. And already the axe of God's judgment is swinging toward the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Die Here se werk, nie myne en joune nie. Ons laaste D en ek sluit af. Dit staan nie in hierdie skrif nie, maar dit is so implied die hele tyd. Ons kan nie hierdie pad loop in die tyd waarin ons lewe, en ek wil sê die tyd het nie eintlik verander in hierdie opsig nie, sonder om dit te doen in afhanklikheid van Heilige Gees. Ek kan nie discern as ek nie die Heilige Gees toelaat in my menswees om te discern nie. Ek kan nie deur daai hek loop en op daai paadjie loop of 'n keuse maak as ek nie doen vanuit die krag en die werk van Heilige Gees nie. Kingdom power. Is julle met my? Ons baie skrifgedeeltes, ek gaan hulle nie eers almal lees nie, maar Johannes 14 vers 16 tot 17 sê, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander raadgewer, helper, sê van die vertaling stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Counter teenoor valse profete. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hulle hom nie sien of ken nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. En dan hierdie twee verse wat julle hopelik teen hierdie tyd al ken, want vandat ons in 2022 in ons rolle gekom het, herhaal ons dit nou al die hele tyd, maar ek sal vers 16 wat nie noodwendig so baie gelees word nie, sal ek vir julle ook lees vandag. Ek sê laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Moenie dit deur jou eie self bepaal nie, want dan loop ons 'n breë pad. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Halleluja.
Vers 25 sê ons lewe deur die Gees. Ons lewe deur die Gees, is een wat ons die hele tyd aanhou. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Keep in step with the Spirit, is wat die Engels sê. Decide, discern, depend. Ek wil afsluit een van die psalms, wat ook baie gecross-reference word as mense nou hierdie stuk lees, wil ek net baie graag vir julle lees, en dit is Psalm 1, want dit vat klomp goed saam. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddelose nie, op die breë pad, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here, en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom, geplant langs waterstrome, wat vrug dra. Halleluja. Op die regte tyd, sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges. Die Here, hoor hierdie, die Here waak oor die pad van die gelowiges. So dit is 'n moeilike pad, maar as jy daai pad loop, het jy 'n Vader wat oor jou waak. Maar die paai van die goddelose lei tot ondergang. Ek wil afsluit, regtig die keer. Ons sit ver oggend en bid, hier voor die tyd, en ek het ingestap in die middel van die storie, en toe ek soos, skielik weer, wat het hierdie mense nou weer gedoen vandag? Hierdie enetjie was nie deel van my plan nie. Dit het vanoggend toe skielik toe spring hierdie net uit. Die Here wat sê los jou bagasie. En dit is bietjie buite die konteks van dit wat ek nou gepreek het, maar dit is wat die Here so sterk op my hart gelê het. Hier's 'n klomp van ons wat bagasie dra wat jy nie moet dra nie. En die Here wil hê jy moet daai bagasie vat en dit neerlê voor hom, voor sy voete. Ek wil vir jou sê, die pad is moeilik genoeg sonder bagasie. Ons het nie die bagasie nodig nie. En ek weet nie wat is jou bagasie nie. Die woorde wat by my opgekom het is onvergewingsgesindheid. Guilt en shame is die 3 woorde wat by my opgekom het. En ek besef, dis die cliché goedjies, maar is 'n cliché vir 'n rede, want ons geweldig baie mense wat sukkel met daai 3 goed. Dalk is joune iets anders. Maar die Here maak vir uitnodiging om te sê, ek wil hê jy moet daai goed oorgee en weggee. En toe kom ek daar ingestap en hulle praat van kettinge wat die Here wil losbreek en hulle praat oor balke wat gesaag gaan word hierso en ek is net soos, ja, die Here confirm hierdie wat hy in my gees gedraap het en ek wil hierdie vir julle lees uit Jesaja 45. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him and strip kings of their armor, to open doors before him so that the gates will not be shut. En ek wil sê, die prentjie wat ek gekry het toe ek dink aan jou bagasie is dat jy vasgeketting sit met jou bagasie, of dat jy agter tralies sit en jy's in die tralies vasgevang. En die Here wat sê, ek sal oopbreek wat moet oopgebreek word. Hoor hierso, I will go before you and I will level the mountains, I will break down gates of bronze and I will cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, I will give you treasures of darkness, riches stored up in secret place, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you the title of honor, though you do not acknowledge me. I am the Lord, and therefore there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place where it's setting, men may know there is no other besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. You heavens above, rain down righteousness. Hallelujah. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness grow within it. I, the Lord, have created it.
Die Here sê, al kies jy my nie, het ek jou gekies. En sal ek bars of steel breek vir jou. Die Here wil hê ons moet ons bagasie neergooi, werp, weggooi. My juk is lig. Hoor julle, maak dit sin? Ek wil bid en afsluit. Nou. Ek wou hierdie dalk sing, maar ek gaan dit nie sing nie. Ek gaan net die woorde lees as 'n gebed, so jy kan jou oë toemaak. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. It chases me down, fights till I'm found, it leaves the 99. I couldn't earn it and I don't deserve it, still you give yourself away. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. There is no shadow you won't light up. There is no mountain you won't climb up, coming after me. There is no wall you won't kick down and no lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. It chases me down and it fights till I'm found. It leaves the 99. I couldn't earn it and I don't deserve it. Still, you give yourself away. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. En Here, u liefde vir ons is reckless, want u deel dit uit vir mense wat dit nie verdien nie. U deel dit uit vir mense wat dit glad nie verdien nie. En wat dit in gevalle nie eens wil hê nie, maar u hou aan. Here, dankie dat u aanhou om u liefde vir ons uit te stort. Here, dankie dat u aanhou vir ons die pad wys wat u wil hê ons moet loop. En Here, my gebed vandag is dat u elkeen van ons kom bekragtig met die volheid van u gees. Om te volhard in die pad wat u ons geroep het om te loop. Ek wil vra, as jy weet, daar is bagasie wat jy moet afgooi, wil ek vra dat jy staan, dat ons net vir jou bid, en dan is ons klaar. Is daar enige so iemand wat voel, Jesus, ek het bagasie, jy hoef dit nie te noem nie, niks nie, ek wil net, jy moet net staan, nou, net daar waar jy is, as jy bagasie het. Here, dankie dat u weet wat elkeen van hierdie mense se bagasie is, en ek weet daar's mense wat sit wat ook bagasie het. Here, ek kom bid dat u elkeen van hierdie persone, vir my included, Here, sal help om die bagasie wat ons berg, die bagasie wat ons opneem, wat ons nie moet dra nie, neer te lê. Here, ek wil spesifiek kom bid teen onvergewingsgesindheid. As daar mense hier is vandag wat sukkel om iemand te vergewe, Here, dat hulle absoluut u vergifnis wat u oor hulle uitspreek, sal ontvang en sal besef, om ook weer vergifnis oor ander te kan uitspreek. Here, as die mense is wat sit met diep struggles van shame en van guilt, Here, kom bind ons daai werk in elkeen se lewe in Jesus naam. Dat daai shame en guilt nou sal gaan in Jesus naam. En Here, ek kom bid dat hulle sal kom oorvou en sal kom oorweldig met u grootheid, u goedheid, u guns en u trou. You are faithful forevermore. En Here, die goed wat ek nie eens die name van weet nie, wat mense wat baggages dra, van mense wat u nog nie ken nie. Here, ons kom bid, Vader, ons roep daai mense van, wat 'n burden op ons harte is, omdat hulle u nog nie ken nie. Here, ons kom bid, hulle name, ons spreek hulle name uit. Vader, dat hulle u sal sien en sal hoor en sal leer ken, as die weg, die waarheid en die lewe, die enigste weg, die ware waarheid en die lewe in oorvloed. Ek kom bid dat u elkeen van ons, ek wil vra dat ons almal staan. Here, ek kom bid dat u elkeen van ons opnuut sal vul met die volheid van u gees. Here, ons kan nie in hierdie wêreld leef sonder u krag nie. Here, ek kom bid dat u ons opnuut sal kom volmaak, dat ons sal oorloop van die volheid van u krag, van u werk in ons. Here, nie vir ons nie, maar Here, sodat ons kan staande bly en 'n getuie kan wees in hierdie wêreld.
Here, mag U heerlikheid sigbaar wees in ons lewens, sodat U verheerlik word. Kom vul ons met U Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom spoel deur ons Heilige Gees. Here, in die wêreld waarin ons leef, het ons U discernment so nodig, Here. Help ons en leer ons om te discern. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yes, Lord, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. We honor you, we worship you. Jackie, wil jy, kan jy dit vinnig doen? Julle kan gaan vir 1 oomblik sit en dan gaan ek verder gesels. Ja, die Here se woord is regtig wonderlik. Waldie, vandat jy gesê het, Koa, toe tref het my net, wat is Koa? Wat beteken Koa? En die hele tyd het ek nou daar gesit en ek vind toe vir Koa in die woord. En dit is 'n plek, dit word net 1 keer in die Bybel genoem en dit staan in Esegiel 23 vers 23, so 'n baie maklike plek om te vind. En ek wil julle aanmoedig gaan lees Esegiel 23. Want waaroor gaan dit? Oor 2 susters. Ons het nou vanoggend gelees oor die 2 paaie, die 2 bome, die keuses. En Koa is 'n plek waarvandaan sekere mans gekom het, net 1 stapie terug. Die Here praat deur Esegiel en hy sê, daar's hierdie 2 susters. En hulle was, om dit nou maar in pragtige Afrikaans te sê, hoere en prostituie. En dit beskryf daar die vieslike dinge wat hulle gedoen het. So die eerste suster het al hierdie dinge gedoen. Maar die tweede suster het 'n baie groot fout gemaak. En dit is, sy het nie geleer uit die foute van die eerste suster nie. En sy het al dieselfde dinge gedoen en nog meer. En dit sê, sy het prentjies op 'n muur gesien van soldate met rooi klere en sy het verlief geraak op die pragtige mans op die perde met die rooi klere. Soveel so dat sy hulle laat kom het om dan nou met hulle omgang te hê en dis meer. En Koa is een van die plekke waarvandaan hierdie mans gekom het wat die Here gesê het, nou toe. Jy verwerp my, jy aanbid hierdie afgode en hierdie mans gaan nou kom en hulle gaan jou verteer en hulle gaan jou verswelg en hulle gaan jou oorwin. Ek gee jou nou oor aan jou eie sondes. En ek het net vanoggend hier gesit en gedink, wow Here, daar is nog 2 dinge wat U bysit by hierdie en dit is mense wat foute maak en dan mense wat nie leer uit daai foute uit nie. So ek glo die Here wil vanoggend sê, hierdie week wat kom, gaan daar dinge gebeur en versoekings wees waar ons baie mooi gaan moet dink. Wag 'n bietjie, ek herken hierdie. Ek het hierdie al gesien. Hierdie is hoe 'n pad begin het na 'n egskeiding. Hierdie is hoe 'n pad begin het na afvalligheid. Die mense in ons lewens wat hierdie foute gemaak het en op die breë weg gegaan het. Die Here vra ons moet ons oë oopmaak en wakker word en begin vra, hoe het dit begin? Wat was die eerste foute wat jy gemaak het? Wat was die eerste keuses? Wat was daai eerstes? Sodat ons sommer daar al 'n stokkie voor dit kan steek. Dat die mans uit Koa nie kom en ons kom vernietig nie, maar dat ons deel kan wees van 'n storie wat sê, vyand, ek sien jou en ek sien waantoe daai pad lei en ek kies die ander pad. Amen.